Kontak hulle, bemoedig hulle asseblief, en as julle weet van enigiemand anderster, moet julle dit net by die kerkkantoor aanmeld asseblief. Soos wat ons gebruik is tydens ons 10de maand dankoffer, is daar nie vandag kategese nie. En dit lyk vir my die kinders het besluit hulle hoef dan ook nie kerk toe te kom nie. Maar daar is nie vandag kategese nie, daar's ook nie finalia's nie, en daar gaan ook nie vanmiddag jeug wees nie. Daar sal wel vanmiddag 'n Bybelskool wees in die konsistorie, en daar is nie cupcakes en fudge nie. Dit is nogal teleurstellend, ek het nou lus gehad vir 'n stukkie fudge. Maar daar sal wel weer volgende week wees. Ons het 'n aantal diakens en ouderlinge hertjies in 'n posisie. Julle kan daarna gaan kyk op die 3de bladsy van die afkondigings. As julle probleme het met enige persoon se leer of lewe, kontak ons, andersins sal ons voortgaan om hulle te bevestig ook in hulle ampte. En dan, ons weet, die matriek skryf eksamen, ons bid vir julle, en ons hoop dat dit met julle regtig baie goed sal gaan. En ons wil vir julle Deuteronomium 31 vers 6 gee, wat sê, hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sê julle nie in die steek laat nie, en julle nie alleen los nie. Ek dink dis die afkondigings wat ons onder julle aandag wou bring. Ons gaan vandag die erediens as 'n geheel doen. Met ander woorde, ons gaan begin met 'n lied, en die lied waarmee ons gaan begin, gaan ons sittend sing, en daarna gaan die diens vloei soos wat hy sal aangaan, en julle sal by wees, moenie worry nie. Die diens is so klein bietjie langer as gewoonlik, maar ek het geweldig baie geleer hierby, en ek sien uit daarna om dit ook met julle te deel. Ek wil vanoggend, ek weet, ons is nie in maklike tye nie, maar ek wil vanoggend hê, baie graag, dat ons nie vandag begin met, o hel, wat wag op ons nie. Nie o hel nie, maar dankie hemel. Dankie Here, want U sorg vir ons. Ek wil baie graag hê dat ons vanoggend voor die Here gaan staan, nie met 'n gewellige klomp vraagtekens nie, maar eerder met dankbare uitroeptekens. En ons gaan begin deur 'n lied te sing. Julle kan luister, julle kan saam sing, ons gaan dit sittend doen. En die lied wat ek wil hê ons moet saam sing of saam na luister, is 'n lied wat sê, ons is nie langer slawe van vrees nie. Ons is kinders van God. So terwyl julle bly sit, kom ons gaan luister en jy kan saam sing. Ek gaan waarskynlik saam sing. Julle is baie welkom. You unravel me with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear.
songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing of freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I am a child. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a Ek wil vir ons Galasiërs 3 vers 26 tot 28 lees, net as ons fotum vanoggend. Wat sê, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar's nou nie meer Jood of Griekie, nie meer slaaf of vryman nie, nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Ek is 'n kind van God. Die dag toe ek gedoop is, sê die Bybel, het God vir my nuwe klere gegee. God het my toegelaat om Christus Jesus aan te trek soos 'n nuwe baadjie. En die woord Christus beteken letterlik gesalfde. Met ander woorde, met geurende olie gesalf tot diens. As die Here na my kyk, lyk ek goed. Want ek dra die brand Jesus. En ek ruik goed. Want Jesus se salwing drup van my af soos geurende olie. Ek is God se geliefde kind. Nie omdat ek dit verdien nie, uit genade. Glad nie ooit omdat ek dit verdien nie. En ek wil jou vanoggend groet. Ek wil julle groet as medegesalfdes. Ek wil julle groet as draers van Christus. Ek wil julle groet as kinders van God, kinders van Christus met die woorde genade vir julle.
onverdiende guns van God af. En liefde van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Ons gaan staan en ons gaan sing en ons gaan 2 lofliedere sing tot eer van die Here. En ek wil julle hoor. Ek wil nie kan teruggaan na die kategese toe en sê sonder julle kan julle paas en maas nie sing nie. So kom ons sing voluit tot eer van die Here en kom ons sê dankie met hierdie 2 pragtige liedere. Kom ons staan. Whose God is mighty and so much stronger.
sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon vergee. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon vergee. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Julle kan gaan sit, dankie. Een Korintiërs hoofstuk 10. Ek dink ons gaan die teks so stuk op die bord ook hê, so kom ons begin 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 1. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan. En in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie ding het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na bose dinge sal hinker soos hulle gehinker het nie. Moenie afgodsdienaars wees nie, so sommige van hulle nie. Daar staan immers geskrywe, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan om te speel. Nou dis Hebreëse idioom wat beteken om seksueel rond te speel. Vers 8, laat ons dan nie onsedelik optree, so sommige van hulle onsedelik opgetree het en dat op een dag 23.000 gesterf. 23.000 gesterf.
Laat ons nie vir Christus beproef, so sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as 'n voorbeeld gebeur en as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. Hy sal saam met die versoeking ook uitkoms gee sodat julle dit kan verduur. Daarom my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ons gaan net lees tot daartoe. Ons sit in 'n interessante nuwe tyd. Ons sit in 'n interessante nuwe tyd waar die kerk eintlik twee dele het. Die kerk het een deel wat die Bybel baie goed ken. En die kerk het 'n ander deel wat sekere dele van die Bybel nog nooit gehoor het of gelees het nie. So ek weet nie hoe goed ons hierdie verhaal van die Israeliete wat uit Egipte getrek het, hoe goed ons die verhaal ken nie. So ek gaan stuk vir julle die verhaal vertel as deel van die preek en ek gaan hom heelwat terug gaan haal voor die uitkoms uit Egipte. Op 'n stadium was daar vir 7 jaar lank oor die hele aarde oorvloed. Die wêreld kon partytjie hou, dit het baie goed gegaan, maar die Here het vir Josef gesê, oppas, daar kom 7 jare van ongelooflike hongersnood. En toe die 7 jare aanbreek, was die wêreld nie regtig reg daarvoor nie. En Jakob en sy seuns het op 'n stadium, Jakob en sy 11 seuns het op 'n stadium agtergekom, hulle het nie meer kos nie. Hulle kan nie meer eet nie. En toe gaan hulle Egipte toe. Wat het gehoor? In Egipte is daar kos. Josef is op daai stadium die eerste minister van Egipte. En Jakob en sy ander 11 seuns kom in Egipte aan. En Josef gee vir hulle kos. Julle ken die verhaal hoe Josef en Jakob en sy 11 broers uiteindelik in die Gosenstreek van Egipte gaan bly, want dit is 'n verskriklike goeie stuk grond as jy met vee boer. Dit is 'n plek waar vleis gedei. En dit gaan aanvanklik baie goed met Jakob en sy 12 seuns in Egipte. Maar dan sterf Jakob en na Jakob sterf Josef en uiteindelik sterf ook die farao wat die hele verhaal geken het en wat geweet het eintlik het Jakob en sy 12 seuns Egipte gered van hongersnood. En die nuwe farao staan een oggend op en hy kyk oor sy wêreld en hy kyk oor sy land en hy vra, wie is hierdie skaapboere daar in die landstreek Gosen? Hulle is baie. Hulle is immigrante in Egipte, ons ken hulle nie, ons verstaan nie wie hulle nie. Hulle is meer as ons. En hulle gaan hierdie land oorneem. En die farao besluit, kom ons dwing hulle in slawerny. Nou die hele konsep van slawerny is jy's 'n nobody en jy doen goed vir iemand anders sonder betaling. So die kans is baie goed dat hierdie farao alles wat Israel gehad het, hulle skape, hulle beeste, alles gevat het, vir hulle in slawerny ingedruk het en hulle gesê het, maak bakstene en bou vir ons huise en paleise. Bou vir ons mooi huise. En as die Israeliete sê ek wil nie, dan word hulle met swepe geslaan. Die Bybel sê vir ons vir 400 jaar was Israel slawe in Egipte. Nou kom ons probeer dit gou binne perspektief sit. Daai vaabond met die naam Jan van Riebeeck, wanneer het hy in Suid-Afrika aangekom? 1652.
So 1752, 1852, 1952, 2052. Is ek reg om te sê daar's minder tyd wat Suid-Afrika 'n westerse wêreld was as die tyd wat die Israeliete slawe in Egipte land was. 400 jaar. Die Israeliete is met swepe geslaan. Hulle moes huise bou vir ander mense, vir die Egiptenaars. En toe begin die Israeliete bid. Here, help ons. Here, sien ons raak. Asseblief, Here. Ek wil vra dat ons nou vir onsself gaan bid. So ons gaan saam bid en ek gaan vir ons 'n gebed tot die Here rig. So kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, elke dag is 'n wonderwerk van U af. Elke oggend kiel U die son se strale ons wakker. En elke aand nooi die maan ons uit, kom slaap, kom rus in God se arms. Elke dag sweet ons op soek na 'n stukkie brood. En elke aand as ons eet, sê ons dankie Here vir vandag se broodjie. En Here, U weet, soms is die broodjie 'n droë korsie. Maar soms is die broodjie 'n croissant wat drup van botter en vye konfyt. O Vader van genade, as ons vanaand moeg in die bed neerplons, sê ons dankie Here vir werk. Maar U ken ons Here. Soms maak nagmerries ons wakker. Nuwe afleggings dreig. Is my werk seker? Wat van my kinders? Gaan ek hulle verloor in die buiteland? En as my kinders sukkel, breek my hart. Here, die naggeleide kwelling pla ons op. Is die kat of is die inbreker? Hoekom blaf die honde? Is die garage gesluit? Gaan ek vanaand slaap? Of is rondrol my voorland? O Heilige Gees, hou my hart vas. My ore bloei van mense wat met rasperwoorde soos jackhammers bly skree, ek haat jou, jy hoort nie hier nie. My oë traan van alles wat ek vandag gesien het. En my vel kry hoendervleis bang omdat ek magteloos voel om dit reg te maak. Here, die droë rolbosse van oorlog, geweld, misdaad rol soos kakiebos die wêreld vol, net om van die pad af te rol en in rioolplasse van mislukte munisipaliteite se skote te land. En terwyl volgestopte, oorgewig, korrupte politici en skelmsakemanne aansit vir 'n feesmaal kla kindertjies, gaan ons vandag eet, mamma. Here Jesus, ons harte versplinter in 1000 stukkies. En ons maak die stukkies bymekaar so skulpies op die strand. En ons droom van 'n beter môre. Ons droom van 'n skoon huis, 'n groter huis, 'n beursie sonder 'n gat in, 'n kar met 'n waarborg en 'n diensplan. Ons droom en ons hoop en ons vra, wees ons genadig, Here.
Maak ons oë oop, Here. Maak ons harte oop, Here. Here, wys vir ons die pad. En terwyl ons weet dat ons net bywoners is op aarde, verbygangers op planeet Aarde, pak U asseblief vir ons die regte rugsak vir die reis. Swaar genoeg dat ons weet, ek het vanaand se padkos, ek het vanaand se tent, maar ook lig genoeg, dat ons saam met ander kan brood breek, as hulle rugsak vir 'n rukkie verlore raak. Here, help ons met nuwe oë na 'n ou Bybelverhaal te kyk. Amen. Die Israeliete bid, Here, help ons. En God laat Israel uittrek uit Egipte op pad na die land Israel, die nuwe land, die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Maar hulle was net uit Egipte land toe hulle eerste groot moeilikheid opdaag. Israel kom by die oewers van die see. En ek meen, is spectacular. Dis verskriklik mooi, is weird, maar is beautiful. Weerskante van jou is die indrukwekkendste berge. En vir Israel kon dit aanvanklik wees piknik by die rooi, mooi see met die berge wat skaduwee gee. Maar toe Israel omkyk, sien hulle die farao met al sy troepe en al sy perde op pad om Israel te kom haal en Israel te kom straf. Wat maak jy as die wêreld rondom jou intrek en dit voel asof jy doodgedruk gaan word? Links en regs van jou is berge, jy kan nie daaroor nie. Voor jou is 'n see, jy kan nie daardeur nie. Agter jou is 'n wrede vyand, onder wie jy 400 jaar gebloei het. Jy het nie wapens nie, jy kan nie omdraai nie. Nou wat nou? Dink ons moet gaan lees wat die Israeliete gemaak het. Wat doen die Israeliete? Toe die farao nader kom, kyk die Israeliete op. En daar is die Egiptenare besig om teen hulle op te ruk en hulle was angsbevange. Die Israeliete roep toe na die Here om hulp en sê vir Moses, is dit omdat daar geen grafte in Egipte is, dat jy ons saamgeneem het om in die woestyn te sterf? Wat het jy ons aangedoen deur ons uit Egipte te lei? Hulle bid en hulle moan, hulle kla. Hulle is op die punt om op te gee. Maar wat doen God? God maak vir Israel die see oop. Ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorvaders was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan en in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. God maak vir Israel die see oop. God doen die onmoontlike vir Israel. Ek meen, Israel kon dalk probeer het om oor die berge weg te hardloop. Israel kon selfs probeer het om te draai en teen Egipte te veg. Maar die Israeliete het groot geword in die woestyn in Egipte. Nie een van hulle kan swem nie.
God vat hulle deur die een plek wat hulle nie kan deur nie. Hier is die ding wat ek nie lekker ooit gefokus het op nie, alhoewel dit daar staan. Die Bybel sê vir ons, terwyl hulle deur die see gaan, doop God hulle. En die Here doop hulle vir wie hulle is. Cornelius Klaakhuis, jy's my kind en ek gaan vir jou sorg. Martie Martelaar, jy's my dogter en ek gaan vir jou goed wees. Mouner van Staden, ek het nog altyd vir jou gesorg. Pieter Pessimis, ek is by jou al vandat jy 'n kind is. En aan die ander kant van die see, nadat God die hele Israel gedoop het deur die see, het God nie opgehou om vir Israel te sorg nie. Ongelukkig het Israel ook nie opgehou om te kla nie. Waar gaan ons nou kos vandaan kry? Ons is nou deur die see, 'n lelike see. Ons kan nie eers omdraai en van die water drink nie. Kyk hoe lyk dit. En nou is ons in 'n woestyn. Hier's nie koring nie, hier's nie mielies nie. Hier's niks. Net sand en klippe. Waar gaan ons nou kos vandaan kry? Ons gaan lees vers 3 en 4. Volgende slide asseblief. En almal het dieselfde geestelike kos geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het en die rots was Christus. God het vir Israel gesorg. Elke oggend as Israel opgestaan het, het God hulle uitgenooi. Kom sit aan. Kom eet. Gaan haal vir jou brood wat in die woestyn uit die hemel uit gereën het. Daar's tog 'n paar goed wat vir my baie interessant is. Die eerste een is, die brood val nie binne in hulle skote nie. Die brood val nie binne in hulle tente in nie. Die brood val daar buitekant. Die Here sê vir hulle, kry nou maar jou mandjie, gaan haal die brood. Die Israeliete moet actually nog opstaan. Die mandjies vat en die manna gaan optel. Dit is daar. Maar jy moet dit gaan haal. As jy in jou tent bly, gaan jy honger ly. En dan is dit nie omdat daar nie is nie. Dan is dit omdat jy gekies het om nie uit te gaan en op te tel nie. Nou hoe proe God se sorg? Volgende skyfie. Die huis van Israel het dit manna genoem. Dit was wit soos koriandersaad, het dit geproe so soet gebak met heuning. Op 'n ander plek sê die Bybel dit geproe soos heuningkoeke, op 'n ander plek sê dit geproe soos oliebolle en op 'n ander plek sê dit geproe soos koriander. Met ander woorde, hoe klink dit? Hoe dit klink nie sleg nie. Hierdie genadebrood proe so bietjie soos biltong, want dit is koriandersaad. Proe so bietjie soos heuningkoeke. Dit proe so bietjie soos donuts. Dit is vir my bad nie. Maar 1 Korintiërs 10 gaan so ver as om te sê elke ete is 'n geestelike ete saam met Jesus. Elke ete is op 'n manier nagmaal saam met God. Wonder hoeveel vir ons dink daaraan. As jy aansit om te eet, dink jy ooit daaraan? Hierdie is geestelike kos en Jesus is die gasheer. Maar hier's 'n ding wat ek nie geweet het nie.
Waar kry hulle water in die woestyn? Ek gaan vir julle Eksodus 17 lees, vers 1 tot 7. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die Sinwoestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk doen wat hulle goed doen. Hulle het Moses verwyd. Hulle het gesê: "Gee vir ons water sodat ons kan drink." Moses het hulle geantwoord: "Waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit?" Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemor gesê: "Waarvoor het jy ons uit Egipte laat trek? Om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat sterf." Moses na die Here om hulp geroep en gesê: "Wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig." Die Here sê toe vir Moses: "Gaan voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink." Moses het dit toe gedoen ten aanskoue van die oudstes van Israel, uit die plek Massa en Mariba genoem, na aanleiding van die Israeliete se verwyte, en omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê: "Is die Here in ons midde of is hy nie?" Hoe onmoontlik dit ook al vir ons mag klink. God gee vir Israel water uit 'n klip. Nou dit het ek geweet. Maar wat ek nie geweet het, die staan hier in 1 Korintiërs 10. Die klip het saam met Israel getrek. Die Israeliete het nie op een plek in die woestyn stil gestaan nie. In die oggend het hulle opgestaan, het hulle gekyk en dan het hulle gesien, wel daar's die wolkkolom en die wolkkolom is besig om te trek en die Israeliete het agter die wolkkolom aangetrek en dan het hulle weer kamp opgeslaan. So die Israeliete bly nie op een plek in die woestyn nie. Nou hoekom 'n wolkkolom? Dit is eintlik baie eenvoudig, want die son raak rof in die woestyn en God sorg vir Israel vir skaduwee teen die son. En elke aand sê die Bybel vir ons, het die wolkkolom verander in 'n vuurkolom. Nou hoekom 'n vuurkolom? Wel, dit raak donker en koud in die woestyn en God sorg vir hitte en vir lig. Israel het nou getrek. Hulle was hier. Die wolkkolom het hulle laat trek. Hulle is nou baie verder. Hulle is nou hier. Nou waar kry hulle water? 1 Korintiërs 10 sê die rots het saamgetrek. Hoekom? Want die rots is Christus. Die rabbies vertel die rots was elke aand agter Israel se kampterrein. En eintlik was die rots Jesus Christus wat elke aand vir die volk ewige water gegee het. Dis net verstommend. Kan jy imagine, jy trek hierdie woestyn, daar's niks. Jy kom op 'n nuwe plek, hier staan die rots van Horeb, dieselfde rots staan daar. En hy gee water. Ek het ook al gewonder hoe is hierdie water wat die Here gegee het. En as ek nou dink die Here sou nie mors gewerk het nie. So waarskynlik staan die rots daar, hou kom maar aan, woep, daar kom water uit. Vat vir jou water, daar gat jy. Dis ongelooflik. Dis eintlik gelooflik. Die Here trek saam en die Here gee water. Die wolkkolom was elke oggend voor Israel om die pad te wys wat hulle moet loop. Want God die Vader was die leidsman van Israel en elke aand was die vuurkolom bokant Israel omdat God hulle selfs in die nag beskerm het. En elke aand was Jesus agter hulle in die vorm van 'n rots. En interessant genoeg was die Heilige Gees elke dag in hulle midde tussen hulle. As julle mooi onthou,
Moses het op 'n stadium fed up geraak vir die klomp Israeliete. Want al wat hulle doen is hulle moan. En toe het hy op 'n stadium gesê, Here, ek kan nie meer nie. En die Here sê, bring vir my 70 manne, maar dan moet iemand wees uit elke stam en uit elke familiegroep. En Moses bring 70 van die manne na God toe, en God sit sy Heilige Gees bo op hierdie 70 manne, om Israel te help lei saam met Moses. Met ander woorde, die Heilige Gees was in hierdie manne wat binne in die kamp was. God voor hulle in die wolkkolom, God bokant hulle in die vuurkolom, God agter hulle in Jesus Christus, God tussen hulle deur die Heilige Gees. God is Immanuel, God met ons. Nou tot hier toe is dit nice, maar dan staan 'n waarskuwing in 1 Korintiërs 10. 'n groot waarskuwing. En ek dink die waarskuwing is oppas, God sorg. Moet daarom nooit sê God kan nie. Maar moet daarom ook nooit sê ek kan nie. Ons gaan vanoggend hiermee afsluit en ek wil hê ons moet dit hoor. God het vir Israel gered uit slawerny. God het die onmoontlike gedoen. God het die see vir Israel oopgemaak en Israel het dit gesien. God het die see toegemaak oor die Egiptenare, Israel se vyande, en Israel het dit gesien. Net interessant genoeg, julle kan nou op YouTube gaan Google as julle wil. Een van die nuwe opgrawings wat hulle gedoen het, is 'n klomp salvage hunters, ouens wat duik vir 'n lewe, het in die Rooi See gaan duik en hulle het koraalriwe gekry wat gevorm is uit wiele en uit waans. En die interessante is, hierdie waans staan in 'n ry asof hulle informasie was. Maar net dit daar gelaat. Israel het dit gesien. God het water uit 'n rots vir Israel gegee en Israel het dit gesien. Om nie eers te praat van die 10 plaae wat hulle in Egipteland gesien het nie. Maar dan sê Israel nog steeds, God sal nie vir ons kan kos gee nie. Wat's God se reaksie? Kom ons gaan lees Eksodus 16 vers 9 tot 13. Moses sê toe vir Aaron, sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete, kom nader voor Here, want hy het julle gemor gehoor. Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en kyk, die heerlikheid van die Here het in 'n wolk verskyn. Die Here sê toe vir Moses, ek het die gemor van die Israeliete gehoor, praat met hulle en sê, laatmiddag sal julle vleis eet en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet dat ek die Here julle God is. In die aand het kwartels oorgekom en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. God se eerste reaksie toe Israel moan is om wat te doen. God sê vir hulle, draai om. Kyk na my. En die wolkkolom waarin God was, die Bybel sê God se heerlikheid het geskyn in die wolkkolom. God sê vir Israel, ek is lig. Ek is die goeie God. Ek kan en ek wil vir jou sorg. Vertrou my. Maar Israel se optrede was nie in die lig nie. Deur hulle gemor en hulle gekla en hulle gemoun het God vir hulle kos gegee. Vleis. Kwartels. Maar let op wanneer God die kwartels gee. In die aand.
Dis asof God vir Israel sê, klaarkos is donker kos. Klaarkos is donker kos. En saam met donker kos, sê 1 Korintiërs 10, kom onsedelikheid. Nie alleen het die Israeliete donker kos geëet nie, maar ons lees in die Bybel, hierdie klomp Israeliete gegaan het na die Moabiete toe, vir wie die Here gesê het, dis julle vyande, want hulle aanbid ander afgode. En die Israeliete het onsedelik geleef. Hulle het letterlik 'n sekspartytjie gehou met die meisies van Moab. Terwyl die Here vir hulle gesê het, daar's ek. Kyk na my heerlikheid. Ons lees daarvan in Numeri 25 en julle is welkom om te gaan lees later. Wat probeer Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 10? Ek dink, as God vir jou sorg, as die God van lig vir jou sorg, lewe dan in die lig. Gaan uit jou tent uit. Gaan werk. Gaan tel die manna op wat God gee. Dit gaan nie manna binne in jou tent reën nie. Jy kan nou maar wag, dit gaan nie manna binne in jou tent reën nie. En as jy bang is om met die kos te min word, bid. Vra. Hou op paniek. Selfs die onmoontlike, soos 'n see wat oopmaak of 'n rots wat water gee, is vir God nie onmoontlik nie. En as God sorg, sê dankie. Moenie sonde doen nie. Moet veral nie seksueel losbandig lewe nie. En ek wil afsluit met vers 13 en 14. 1 Korintiërs 10 sê, as versoeking kom, sal God ook uitkoms gee. Maar hier is die interessante. Die woord uitkoms wat Paulus gebruik, kan ook beteken bergpas. Soms gaan dit rof wees om weg te kom van sonde af. Soms om te beklei teen sonde gaan vir jou voel asof jy besig is om berge uit te klim. Maar daar is 'n pad uit die moeilikheid van sonde. Daar's altyd 'n pad. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat berge gemaak het. Wat water uit 'n rots gee. Wat die see oopmaak. En wat soos lig in 'n donker plek skyn. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons dankoffers, maar kom ek verduidelik. Soos elke jaar, die kiste wat hier voor is net vir die 10de maand dankoffer. So dis jou offer op 'n offer. Dis jou offer om 'n verskil te maak in 'n baie moeilike wêreld waarin ons leef. En jy's nou welkom om jou koevert of jou geld hier in die 2 houers te hou. Hierdie gaan ons net aanwend om 'n verskil te maak in die wêreld. Ons sal na die diens by die deure sal ons gewone kollekte opneem, maar hierdie 2 is net om te sê dankie Here. U sorg en ons wil 'n verskil maak in die wêreld. Kom ons dien die Here nou.
As julle nog 'n bydrae wil maak, kan jy dit in die kerk se rekening ook inbetaal. Merk dit dan net asseblief baie duidelik, Loofhitte of 10de maand asseblief. Ons gaan nou staan en ons gaan vir die Here sê, Here, U is my God. U is die een wat vir my sorg en daarna gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën. U wat wag op die rede van die Here, vind rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my
ek het besef daar's net een seënbede wat ek vanoggend wil oor ons almal uitspreek. Die Here is voor julle om die weg gereed te maak. Die Here is agter julle om die aanslae van die duiwel af te weer. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val en julle te herstel. En die Here is in julle om julle te inspireer en te lei, sodat julle die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld kan wees en die onmoontlike kan doen en aan God al die eer kan gee. Amen.